Goeiemorgen geliefdes, ek groet in die wonderlijke naam van ons Heer en Meester, Jezus Christus. En ons wil eerstens ons innige meegevoel uitspreek teenoor die familie van Diek Ross Allen Senior. En ek wil vanmorgen sê van ons kant af ons innige meegevoel, ons bid saam met julle familie, maar ook saam met die vriende. Het is nie altyd om een vriend te verloor, makkelijk nie. So ons gaan so staan en dan gaan ons saam bid, en as ons daar saam gebid het, gaan ons 'n liedjie sing wat op die dataprojektor gaan speel, en dan sal ons aangaan met die diens. So kom ons staan so en bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wat 'n wonderlike voorreg om vandag na U toe te kan kom en te kan sê, Abba Vader, want U is ons Vader. Dankie vir die grootheid, die genade, die krag en die sterkte, en ek wil bid en vra, Here, dat U tot ons harte sal spreek. Vou ons vandag toe met die liefde en die genade, dat ons sal hoor en verstaan, wat U vandag vir ons sê. Dit is my gebed in die kosbare naam van Jesus, en ons dank U daarvoor. Amen en amen. Ons gaan saam sing 'n liedjie, wat hulle vir ons op die dataprojektor gaan gooi. Baie dankie, ek kan die sitplekke neem. Ek wil vir die skrifgedeelte saam lees in die woord van die Here in 1 Tessalonisense 4 vers 13. Hy sê, maar broeders, ek wil hê dat julle onkundig bewees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. So kom ons sit net so en bid ons saam. Vader, sien die woord vandag. En Here, dankie dat ons weet dat U in hierdie plek is. Ek wil bid en vra, Here, spreek met ons harte. Vou ons toe. En dankie, Here, dat ons weet, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Die Bybel maak 'n stelling nie. Hy sê in 1 Tessalonisense 4 vers 13 hierdie woorde:
met betrekking tot die ontsnapenis nie. So wat eintlik vir ons sê is, ek wil hê jy moet verstaan wat gebeur die dag as jy tot sterwe kom. Want jy sien, daar lê soveel vrees in hierdie wete, as ek tot sterwe kom, wat gebeur met my? Daar is soveel dinge wat ons baie keer bespiegel oor en bevraagteken en bewonder en die klas van goed. En die Bybel sê spesifiek, ek wil nie hê dat jy onkundig moet wees nie, ek wil hê jy moet verstaan. So ek gaan vandag na die beste van my vermoë probeer verduidelik wat gebeur die dag as ons asem uitblaas op hierdie aarde. Nou, die eerste ding wat ek wil na gaan kyk is in 1964 is Dick Ross Allen Senior gebore. En daar was ouers wat excited was oor 'n kind wat gebore is. Daar was excitement want 'n nuwe seentjie is gebore. En dadelik toe ek dan dink ek wonder of besef ons dat ons as mens bestaan uit 3 dele uit. Ons bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n liggaam. Dis die 3 dele wat elke een van ons wat vandag hier sit uit bestaan. Nou wat gebeur is, as 'n babatjie gebore word, kom hierdie 3 goed by mekaar, en dan die eerste keer as ons daai babatjie se asem teëhoor, of daai eerste skree wat hy gee in die hospitaal, dan sê ons hy lewe. En dit is altyd die mooiste geluid wat daar is daai eerste skree, daai eerste asemhaling wat hy gee. En dan die tweede, dan gebeur daar iets, en ons het nou in 2026, het dit met Dick gebeur, dat daar skeiding kom tussen siel, gees en liggaam. En die oomblik wat daar skeiding kom tussen hierdie 3 goed, dan sê ons iemand is dood. Maar wat gebeur met ons wanneer daar skeiding kom? Want ek meen, nou wil ek graag weet, wat gebeur met my siel, wat gebeur met my liggaam, wat gebeur met my gees? Ek wil weet, wat gebeur met dit? Nou kom ons gaan kyk gou. Prediker 7 sê hierdie woorde, hy sê, my gees keer terug na God toe, wat het gegee het. So ek verstaan dat my asem, dit wat my lewe gee, dit wat my lewe is, onthou julle toe God oor Adam gaan staan het hy gesê, ek blaas my gees in hom in, my roog, sy asem blaas in hom in, en dit keer terug na God toe. So ons weet die gees keer terug na God toe, ongeag wat. En dan die tweede ding is wat gebeur met ons liggaam? Want ek meen, dis nog die vraag wat ons vra, want as ek vandag moet vra, wie was Dick Ross Allen Senior, sal almal na die foto kyk en sê, dis hy. Nee, dis sy liggaam. Dis net 'n voertuig gewees vir sy siel. En as ek mooi daar gaan sit en dink, dan sê die Bybel, een van 2 goed gebeur met die liggaam. Hy praat in 1 Korintiërs 15, praat hy van die liggaam as 'n saadkorrel wat geberg word, wat geplant word. In 2 Korintiërs 5 praat hy van die liggaam as 'n tentwoning wat opgeslaan word en weggeberg word vir later. So, ons weet dat die liggaam kom op 'n periode waar hy nie meer nodig is nie, waar hy te rustig gelê word, waar hy gevat word en geberg word. Maar wat gebeur met ons siel? Want jy sien, dis vir my die belangrike deel van alles. As ek moet vra, wat is my siel? Dan sal ek vandag vir jou sê, jou siel bestaan uit hierdie goedheid. Jou wil, jou intellek en jou emosies. Dis wat jou siel is. So daardie persoonlikheid, daardie of jy kwaai is, en of jy liefdevol is, en of jy streng is, en of jy moeilik is, dit maak nie saak nie. Dis wie jy eintlik is. Dis wie jou siel is. Dis wat jou siel is. Nou die Bybel praat daarvan, en ek wil dit gou vir jou lees, want hy sê in Lukas 16, vers 22, hy sê toe die bedelaar sterf, is hy deur engele weggedra na die boesem van Abraham. Hy sê, 'n ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe die doderyk sy oë ophef terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver en Lazarus aan sy boesem. So hy praat hier van 2 mense wat tot sterwe kom. Die eerste ene is 'n bedelaar, die ou wat hier op die hoek staan, wat ons nie by jou oogkontak kon maak nie, want as jy hom mos vir hom kyk, dan soek hy iets. Dis die ou wat gesterf het. Maar die Bybel sê, dat hierdie ou gebeur daar iets, die oomblik toe hy sterf,
toe word hy deur engele weggedra na die boesem van Abraham toe. Nou ek het so 3 jaar terug, het ek my vrou verloor en terwyl ek in die aand in die kamer is en ek haar hand vashou, toe sy haar asem uitblaas, toe sê ek vir die mense wat saam in die kamer is, besef julle, ons is in die teenwoordigheid van engele. Besef julle, hier is engele wat gekom het om haar op te tel en weg te dra na die boesem van Abraham toe. Dis nie wat ek sê, dis wat die Bybel sê. En dan sê hy, 'n ryk man is begrawe, en het sy oë toegemaak en het gesterwe, en hy het gesterwe, en het sy oë toegemaak, en die oomblik toe hy sy oë oopmaak, was hy reeds in die doderyk. En die Bybel sê, dat hy was klaar in pyniging. Nou hierdie was vir my nogal interessant geweest, want baie mense sê altyd, ja, maar as ek doodgaan, ek raak net in die slaap, of niks gebeur nie, maar dis nie wat my Bybel sê nie. My Bybel sê, ek word of weggedra deur engele na die boesem van Abraham toe, of ek maak my oë in die doderyk oop. En wat gebeur hier? Want hierdie is my verskriklik interessant, en dit is dat as hy praat oor die ryk man, dan sê hy sê daar so, ek wil dit gou vir jou lees, hy sê, en die ryk man het ook gesterf en is begrawe, en toe die doderyk sy oog ophef, terwyl hy in smarte was. Hy was reeds in smarte. Toe sê Abraham van ver, Lazarus aan sy boesem. So hoekom sê ek dit vandag vir jou? Want ek wil vandag die stelling maak en sê, baie keer in ons lewe, is ons so geneig om te sê, die dag as ek sterwe, besluit God waar ek heen gaan. Mag ek dit vandag regstel en sê die besluit lê nie by God nie. God is net die regverdige regter om die keuse wat ek en jy gemaak het, ons daarvolgens te oordeel. So, hulle wat in Christus is, hulle wat sonder, of hulle wat in Christus ontslaap, sê die Bybel, word weggedra deur die engele na die boesem van Abraham toe. Hulle wat sonder Christus is, maak hulle oë in die doderyk oop. Nou ek wil nie te veel daar stil staan vandag nie, maar ek wil gou vandag bietjie verder gaan, want hier het my gepla, dat hy praat hier van Lazarus, en ons weet is die bedelaar, want hy was na Abraham toe gevat, en dan praat hy ook van die ryk man, en hy gee nie hier die ryk man 'n naam nie. Dit het my geweldig gepla, want ek is 'n praktiese mens, ek wil kan sê, weet jy, dis Lazarus en Piet, of Lazarus en Koos, of Lazarus en Gert, ek weet nie wat nie, maar die Bybel gee nêrens vir hom 'n naam nie. En ek het hierdie ding geondersoek, ek het oralste, ek het al my vertalings gaan kyk, ek het na my Grieks Hebreëus toe gegaan, ek het orals gaan kyk, om te kyk of hier 'n naam aangekoppel was. En eendag toe sit ek in my studeerkamer, en terwyl ek besig is om deur my woord te blaai, toe kom daar 'n ding by my op, en ek lees in Lukas 10 vers 20 hierdie woorde, hy sê, julle moet nie bly wees, dat die gees aan julle onderworpe is nie, maar wees bly, dat julle name in die hemele opgeskrywe is. En die oomblik toe ek het lees, toe besef ek, die eerste keer in my hele lewe, dat as my name in die hemele opgeskrywe is, dan ken God my naam. Maar dis nie te sê, as ek op aarde is, ken God my naam nie. Nou, ek weet, hier's nou 'n teoloog wat my gaan kruisig oor wat ek gaan sê, en ek leer dit mooi hoor. Maar as 'n skrifgedeelte wat my pla, in Matteus 7 vers 21 sê hier die woorde, hy sê, dis nie hy wat sê, Here, Here, wat die koninkryk van God ingaan nie. Maar hy het wil vir die Vader doen. En dan sê hy daarso, dis die skrif wat my bang maak. Hy sê, en hulle het vir hom gesê, Here, in U naam het ons duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak, en al die goed, en hy het omgedraai en gesê, gaan weg van my af, want ek ken jou nie. En dadelik toe ek hierdie gedeelte lees, toe besef ek die eerste keer in my hele lewe, dat God het nie die ryk man se naam geken nie. Nou as ek dit prakties moet verduidelik, wil ek vandag vir jou sê dat ek glo elkeen van ons wat vandag hier is, ken God. En dis die praktiese kant daarvan. Maar kan ek jou vra,
Die vraag is nie of jy God ken nie, die vraag is of God jou ken. En as ek dit maklik moet verduidelik, sal ek sommer sê, kom ons kry Steve Hofmeyer om hier in te loop. En as hy instap en ek vra julle, wie is dit, sal ons sê, dis Steve, ons ken vir Steve. Maar as ek na Steve toe stap en vra, wie is die mense wat hier sit? Gaan hy sê, ek weet nie, ek ken hulle nie. En dis baie keer ons probleem. Ons staan baie keer op 'n sekere plek in ons lewe en ons dink, omdat ons God ken, is ons reg. Maar die vraag is of God jou ken. En dis waar die verskil kom. Nou ek wil dit probeer verduidelik op so 'n manier. Want waartoe gaan my siel? Die Bybel sê my siel gaan paradys toe. Hoe weet ek dit? Toe Jesus aan die kruis gesterf het hy daar gehang en hy het gesê, die ou het vir hom gesê, Here, dink aan my as jy in die koninkryk is. En wat was sy antwoord? Jy sal vandag saam met my in die paradys wees. So ek wil hê jy moet dit verstaan, daar's 'n definitiewe skeidslyn tussen hulle wat sonder Christus ontslaap en hulle wat saam met hom ontslaap. Maar wat gebeur met ons? Jy sien, ek en jy is vandag soos 'n uurglas wat besig is om leeg te loop. Die Bybel sê in Psalm 16, hy sê dat voor die meetsnoere van die aarde, hy sê ons meetsnoer is uitgemeet voor die grondlegging van die aarde. So wat hy sê is, my tyd, wat ek gebore gaan word en wat ek gaan sterf, is reeds bepaal. En weet wat is die amazingste van alles? Al het ons vir Diek in die hospitaal gehad, al was daar dokters om hom, al was die beste mediese personeel daar, sal hulle hom nie kon red nie vir die rede, hierdie tyd was deur God bepaal. In die oomblik dat ons daarin gaan sit en dink, dan moet ons besef dat elkeen van ons wat hier sit, sy tyd is bepaal. En as ek vandag sê, weet jy, ek is vandag 51 jaar oud. My moeder is 78. En as ek al moet vra, ma, hoe lang is die lewe in vergelyking met die ewige lewe? Sal sy sê, my kind, ek het maar 'n oogwink gehad om 'n besluit te maak oor waar ek my ewige lewe wil deurbring. Kan ek dit vandag sê, elkeen van ons wat hier sit, het vandag 'n besluit, 'n oogwinkkans om te besluit waar ons ewige lewe wil deurbring. Die volgende ding wat ek gou wil vertel is, ek en my vrou was in Potchefstroom gewees, en toe ons daar is, toe kom hulle by my, en my kerkraad sê vir my, pastoor, ons wil graag hê, jy moet 'n lewenspolis uitneem, want as jy iets voorkom, dat daar vir jou vrou voorsiening is, hulle wil dit betaal. Ek sê, dit sal great wees. En hulle stuur toe 'n makelaar na my toe. En die makelaar kom sit by my, en hy begin met my te praat, en hy vertel my van, hierdie lewenspolis is, nou sê hy, dis hoeveel hy betaal as ek 65 is, en as ek 70 is, en 75, en dis wat gebeur as ek nou doodgaan, en terwyl hy so praat, toe pla dit my, want soos ek sê, ek is prakties, en ek moet sin maak, en ek vraag van die vraag, ek sê, kan jy my waarborg, dat ek môre hierdie tyd nog sal lewe? En hy sê vir my, nee, niemand kan dit waarborg nie. Ek sê, goed, so dan het jy nie 'n lewenspolis nie, jy het 'n doodsdekking met 'n uitrealiteit aangekoppel, dis al wat dit is. En die ou sit my so en kyk, hy sê, ja, dis seker so. Ek sê, goed, so kom ons praat nie oor 'n lewenspolis nie, want dit pla my. Hy sê, is reg, nou gaan hy verder en hy vertel my, klomp goed van die polis, en toe op 'n stadium toe sê ek, pastoor, jy kan enige tyd kontak maak met ons call center, dan kan hulle jou sê wat die waarde van jou polis op daai stadium is. Ek sê, sjoe, dit klink interessant. Hy sê, pastoor, kontak hulle. Ek sê, maar ek het nie 'n polis nie. Hy sê, maar ek het een, kontak hulle. En die oomblik toe die vrou aan die ander kant antwoord, toe sê ek, goeiemôre, my polisnommer is. Ek sê nie wie ek is nie, ek sê nie waar ek vandaan kom nie, ek sê net my polisnommer. En ek hoor hoe tik sy hom in op die rekenaar, en toe sy terugkom, toe sê sy môre weer te brein, waarmee kan ek help? Ek sê, jong, ek wil net gaan weet, wat is die waarde van my polis? En die oomie is ook al 'n gesiene oomie wat hier voor my sit, en terwyl hy so met my sit en praat, terwyl ek na hom luister en goed, toe hoor ek hoe tik die vrou daar aan die ander kant, en
en sy kom terug en sy noem so lekker astronomiese bedrag, en ek sien hoe sy bors sommer uitstoot, want hy het voorsiening gemaak vir sy ou dag. En toe ek die foon neersit, toe sê ek, ja, dis vrek interessant, toe sê ek, dis great, toe sê ek moet 'n polis hê, so skryf. En hy vat die polis dokument en heel voorop skryf in my naam van, en hy begin toe, deur vir my te sê, pastoor, ons kan gou die polis dokument saam deurlees, of jy gaan op elke bladsy moet parafeer, en vertrou wat ek jou gaan sê, wat op elke bladsy staan. Nou ek is 'n shortcut ou, ek sê nie is reg, kom ons doen daai een. En hy begin te praat en hy verduidelik, nou teken ek op elke bladsy, ek parafeer op elke bladsy, en op 'n sekere stadium te stop hy, toe sê pastoor, en hier is die fyn skrif, jy mag nie gaan bungee jumping doen, of jy mag nie gaan karreesiese ry en sulke klas van goed nie, want as jy dan tot sterwe kom, betaal die polis nie uit. Ek sê nee, dit is vir my verstaanbaar. En toe op die laaste bladsy, toe teken ek in voluit my naam en van. En toe ek klaar is met dit, toe begin hy, toe ek nou klaar geteken het, 'n goeie sakeman, toe begin hy sy goed weg te pak. En dadelik het ek hierdie behoefte om met hierdie ou te praat, en ek vra vir hom, ek sê, kan ek vir jou 'n lewenspolis gee? En outomaties kyk hy op en hy dink, want hy sê vir my, verkoop 'n stoorpolisse. Ek sê, nee, ek verkoop hulle net hele gratis weg, man. Ek sê, maar laat ek jou net gaan verduidelik hoe werk my polis. Ek sê, vat gewoon pen en papier, skryf jy gewoon die polisnommer neer. Ek sê, skryf J-O-H 3.16. Ek sê, kom ek verduidelik jou gou. Hierdie is my polisdokument. Ek sê, ek het hierdie polisdokument al seker so 12 of 13 keer deurgelees. En ek kan jou wys, my bladsy is gemerk, want ek werk in myne. Ek wys vir hulle, waar staan wat. Ek sê, jy kan my woord vat op hierdie een, dat die Bybel sê, die plek waarheen ek gaan, se strate is van goud. Hy sê, daar's water wat lyk soos kristal. Hy sê, daar sal bome wees wat 12 maande van 'n jaar vrug dra. Sure. Ek sê, as jy dink, dis amazing, wil ek jou die fun fact gee se kan, en dit is ek gaan in die teenwoordigheid van die skepper van die hemel en aarde wees. En ek kan hom vra net wat ek wil, en hy sal my antwoord. Ek sê, is dit nie amazing gedeelte nie? Is dit nie amazing om daarom te dink nie? En die ou sit my so en kyk, en ek vat 'n Bybel agter my, en ek sê vir hom, jong, as jy nie 'n Bybel het nie, hier is ons een. Gaan braai kom. Hoekom vertel ek jou vandag hierdie storie? Want weet jy wat? Elke een van ons wat vandag hier sit, het nog 'n kans om te kan sê, ek wil 'n lewenspolis hê. Kan ek dit maar vandag vir jou sê, as jy hierdie lewenspolis het, kan niks jou doodmaak nie. Nie 'n hartaanval nie, nie 'n motorfiets nie, nie 'n geweer nie, niks kan jou doodmaak nie. Hoekom sê ek dit? Want jou siel sal vir ewig voortleef saam met hom. Dan kan wel skeiding kom tussen siel, gees en liggaam, dis fyn. Maar ek sal nie doodgaan nie. My siel sal voortleef tot in alle ewigheid. Jy sien, en ek wil begin klaarmaak met hierdie gedagte. Ek gaan baie keer weg met vergaderings en ja, dan as ek weg is, dan bly ek soms so 3-4 dae weg. Want hulle reël gewoonlik 'n seminar en vergaderings en goed so alles by mekaar. Dan boek ons in 'n lodge of hotel en as ons daar kom en ek stap na die ontvangs toe, sê ek, goeiemôre, ek is pastoor Ben, sê jy is in kamer 17, dan gee hulle my 'n sleutel. Dan begin ek nou nie af te stap na my kamer toe, maar ons organiseerders gaan gewoonlik, dan sit hy 'n geprinte naambordjie van jou teen die deur vas. So as ek verbyloop, sien ek, maar hier bly pastoor Quintus en hier bly pastoor Allen en hier bly pastoor Org, tot ek by die deur kom wat myne is. En as ek by die deur kom wat myne is,
staan my naam daarop, en as ek die kaart vat, of die sleutel vat, en ek maak oop, dan alles wat binnekant is, word vir my voorberei. Hulle sit baie keer vir ons 'n lekker hagen en maak chocolate, koffietjie daar neer, of 'n lekker stukkie biltong, of 'n boek om te lees, hulle bederf ons bietjie, en dan weet ek altyd, alles wat die binnekant is, kan ek gebruik tot my voordeel, want dit is vir my voorberei. Nou sê die woord van die Here, hierdie ding, en hy sê dit in Johannes 14, laat julle harte nie ontstelp word nie. Glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie woning, en as ek dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê, maar ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei, sodat julle kan wees waar ek is. Dink net hoe amazing sal dit wees, om eendag as jy daar bo te kom, jy stap daar in die hemelland rond, jy sê, maar hier is 'n deur met my naam op. Ek weet, alles wat die binnekant is wat vir my voorberei is. Dis alles wat God vir my voorberei het. Ek weet nie van jou nie, maar dit laat my altyd dink, hoe amazing sal dit wees, as ek daai deur kan oopmaak, en kan instap in die plek in, waar God vir my sê, well done. So is die dood die einde? Nee. Hierdie is net 'n oorskakeling van een lewe na 'n ander lewe toe. Psalm 121 verklaar dit mooi vir die kinders van die Here. Hy sê, ek sal jou uitgang en jou ingang sal ek bewaar. Jou siel sal ek bewaar. So ek wil vandag vir jou sê, Dick Ross Allen se lewe het 'n invloed op jou gehad. En dis hoekom jy vanmôre hier is. Maar mag sy sterwe net so groot indruk op jou hê. Want dis dalk die dag wat jy die keuse kan maak oor waar jy jou ewige lewe wil deurbring. So die vraag is nie vanmôre of ken jy God nie. Die vraag is of ken God jou. Kan ons oë toe maak en ons hoofde buig hier waar ons sit. En ek wil hê graag hê niemand moet rondkyk nie. Hierdie is vir my altyd die persoonlike en die mees intiemste tyd wat daar seker is. Maar die Bybel sê so mooi. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Dis die basis. Maar ek het iets agtergekom, alles in my lewe werk oor verhoudings. En ek het begin besef, as ek wil hê God met my ken, en ek wil hom ken, sal ek 'n verhouding met hom begin opbou. So ek gaan vanmôre iets snaaks doen, dalk vir jou, vir my is dit nie snaaks nie. En ek gaan niks snaaks doen nie, ek gaan net saam met jou bid. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek wil hê, U moet my naam ken. Steek hom vinnig op jou hand en laat sak om. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. En ek wil net saam met jou bid vanmôre. Dis al wat ek wil doen. Ek wil net vanmôre sê, Here, ek wil seker maak, U ken my naam vanmôre. Kan dadelik laat sak, dankie. Ek gaan nie die ding uitrek nie. Hierdie is elke persoon sy eie keuse. Kom, ons gaan saam met jou bid. Onse Vader, wat in die hemel is, ons kom vanmôre na U toe en ons erken ons is sondaars en ons het U nodig. Here, elke persoon wat vanmôre hier sit, besef, of die wat hulle hande opgesteek het, besef, dat hierdie gaan oor meer as net myself. Hierdie gaan oor 'n verhouding wat ek met God moet hê. Here, daarom wil ek vanmôre bid vir elke een wat hier sit, wat erken het hy is 'n sondaar, wat sy hand opgesteek het,
wil ek vanmôre bid en vra, kom was ons met die kosbare bloed van Jesus Christus. Kom reinig ons van al ons sondes en al ons ongeregtighede, soos 1 Johannes 1 vers 9 gesê. Here, ek wil verklaar, ek erken dat U aan 'n kruis gesterf vir al my sondes, maar hy het opgestaan uit die dood uit. En daarom wil ek U nooi, kom woon in my hart. Here, want ek weet, by U is ek veilig. Dankie dat ek nou kon sê, ek is 'n kind van God. En Here, ek eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dit is altyd interessant, as ek by 'n begrafnis is en ek praat oor, en ek vra die vraag, het jy ooit besef, een van ons is volgende? As ons dalk weer by mekaar kom, is dit een van ons wat dalk hier voor lê. Dan is die jong mense geneig om te kyk, wie is die oudste persoon in die vertrek? Kan ek jou gou skrik maak en vir jou sê dat ons begrafplaas lê met 60% onder die ouderdom van 35. So ek wil vanmôre vir jou sê, niemand is môre gewaarborg nie. En ek wil jou aanmoedig, maak seker jou verhouding met God is reg. Amen. Ek gaan by hierdie geleentheid, gaan ek vir Dick-Ross Allen Jr. vra om na vore te kom, waar hy vir ons die bedankings en goed gaan doen. Baie dankie. Ek wil net vir julle dankie sê dat julle gekom het om die Vitas en aan die familie en al. Dankie sê vir Pastoor Ben in die kerk dat julle dit vir ons hou. Dan wil ek baie dankie sê vir my broers, my skoonsissies, my staande skoonsissies. Dankie dat julle gehelp het met alles. Dankie vir die mense wat van heinde en ver af gekom het. Dankie julle dat julle hier was om te wys, julle was altyd daar vir my pa, soos hy vir almal was. Ek wil dankie sê vir Kelvin van Allen Power. Dankie vir al jou bydrae en die bystand wat jy my ma bied. Ons waardeer dit opreg. Ek is nie 'n goeie toespraakleerder daar nie, maar ek wil ook baie dankie sê aan die begrafnisondernemers, wat D&M begrafnis. Dankie dat julle ons gehelp het op daai kort kennisgewing, dankie dat julle wat bereid was om my pa te kom haal daar waar hy in die verte was. Dankie vir almal se bystand en ek is net ewig dankbaar dat ek julle mense in die lewe. Dankie julle. Goed, ons gaan by hierdie geleentheid, gaan ons dan uitbeweeg na buitekant toe, waar ons dan 'n laaste afskeid gaan neem van Dick-Ross Allen Senior, en is daar nog mense wat op plaas kies, Georgie? Oké, die ander twee broers wil ook iets sê, hier is welkom. Oké. Liewe familie en vriende, vandag staan ek hier om my papa te groet. 'n man van liefde, trots en geloof. Dit is nie maklik om tot ziens te sê vir 'n man soos jy nie. 'n man wat nie net gepraat het oor waardes nie, maar wat dit elke dag geleef het. Oppie was 'n hardwerkende man in die konstruksiebedryf. Met jou hande het jy gebou, pale geplant, torings gebou, groot projekte gehardloop. Maar eintlik het jy iets groter gebou. Jy het vir ons gewys wat dit beteken om vroeg op te staan, jou woord te hou en nooit terug te staan vir harde werk. Jy het ons geleer dat 'n man se naam en sy integriteit alles is. Papa, jy was sterk, nie net fisies nie, maar in jou karakter. Jy het vasgestaan in jou waardes, respek, eerlikheid, loyaliteit, en as jy iets beloof het, het jy dit gedoen. En dan is daar jou liefde vir motorfiets. Wanneer jy gery het,
Was daar iets van vryheid in jou oë? Die pad voor jou, die wind in jou gesig, dit was deel van wie jy was. Jy het die lewe aangepak met daardie selfde gees, sonder vrees, met passie. Maar bo alles was jy ons pappa, ons rots, die een wat altyd daar was, stil, sterk, betroubaar. Ons is trots om jou kinders te wees, trots op jou werk, trots op jou naam, trots op die man wat jy was. Dankie vir wat jy vir ons gebou het, nie net met sement en staal, maar in ons harte. Jou lesse, jou waardes en jou liefde sal altyd saam met ons bly. My pa se grootste trots was my ma. Die manier waarop hy haar lief gehad was iets besonders om te sien. Hy het haar nie net met woorde lief gehad, maar met sy lewe. In sy sorg, sy beskerming en sy toewyding het hy gewys wat ware liefde beteken. Sy oë het sag geword van trots as hy van haar gepraat het. Sy woorde was altyd, ek het 'n goeie vrou, ek moet nog net uitvind waarvan. Mense sal dink dit is 'n grap, maar ek het geweet, hy het gewonder hoe sy dit gedoen, as om 'n ma, 'n pa, 'n vrou, 'n ouma, alles te kon doen. Sy hart het by haar gelê en sal vir altyd by haar wees. Maar papi was so trots op sy werk. Hy het hard gewerk, nie vir erkenning nie, maar vir sy gesin. Hy het geglo 'n man se woord en sy werk moet eerlik en reg wees. Hy het sy plig ernstig opgeneem en altyd sy beste opgegee. In sy werk het ons sy karakter gesien, standvastig, betroubaar en sterk. 'n Klein storie, ek staan laasweek maandag met Kelvin en praat, en hoe groot hy van my pa gepraat het op daai stadium was 'n warm, trotse gevoel wat ek gehad het in die hart. En ek weet hy diep spore getrap in almal se lewe. Kelvin, van ons as 'n gesin wil ek net baie dankie sê vir die maatskappy dat julle so mooi na hom gekyk het. Hy het soveel goeie goed van jou gepraat, soos ek vir jou gesê het. Ons het hom soms uitgetrap en gesê, jy's 'n gunsteling seun. Maar hy het opgekyk na jou en weet net, hy het jou waardeer en alles in sy vermoë gedoen om jou en die maatskappy trots te maak en die beste in die bedryf te wees. Annie Max. Vandag wil ek vir julle dankie sê. Dankie dat julle net saam met my pa gery het, maar saam met hom geleef het. Dankie vir die vriendskap, die loyaliteit, die broerband wat julle vir hom gedeel het. Vir hom was die Max nie net 'n motorfietsklap, dit was 'n familie. Hy het altyd met trots van julle gepraat, die ritte, die lag, die stories. Dit het vir hom vryheid beteken. Op sy motorfiets was hy op sy gelukkigste, wind in sy gesig, sy broers langsom. Om julle vandag hier te sien, beteken vir ons as 'n familie, meer as wat woorde kan sê. Dit wys watter impak hy gehad het en watter soort man hy was. Mag elke keer as julle julle engines aanskakel, 'n stukkie van hom saam met julle ry. Dankie dat julle sy broers was. Sy skoondogters. Vandag wil ek vir julle dankie sê. Dankie dat julle nie net met sy seuns getrou het, maar ook deel geword het van sy hart. My pa het julle nie net as skoondogters gesien nie, hy het julle as 'n eie aanvaar. Hy was trots op die vroue wat langs sy seuns staan, trots op die liefde wat julle in ons familie ingebring het, trots op hoe julle sy kleinkinders kyk en hoe julle ons familie bymekaar hou. Julle het hom gelukkig gemaak. Julle het vir hom gewys dat sy seuns goeie keuses gemaak het en vir dit het hom baie beteken. Dankie vir julle respek teenoor hom, vir die liefde wat julle gewys het en die manier waarop julle hom altyd laat voel het hy hoor. Mag ons nalatenskap van liefde, respek en familie aanhou dra. Dankie dat julle deel was van ons familie. Oupa se kosbare kleinkinders, Noah, Leonay en Mia. Vandag is 'n groot en moeilike dag. Oupa is nie meer hier om julle vas te hou, te lag of vir julle grappies te maak en ons hart te voldoen. Noah, oupa was trots op jou. Hy het gehou daarvan om te sien hoe jy gegroei en leer. Elke keer as jy iets nuuts reg gekry het hy daaroor gespog. Jy was 'n groot seun en dit het hom laat glimlag. Leonay, jy was oupa se sagte plekkie. Jou glimlag kon sy hele dag beter maak, wanneer jy hom druk of met hom praat. Hy het dit diep in sy hart gevoel. Jy is sy slimpoppie. En Mio, jy was oupa se meis. Jy het 'n groot plek in sy hart gehad. Hy het na jou gekyk met liefde en trots. Hy het gespog met alles waaroor jy doen. Ek wil vir julle
Ek wil hê julle moet iets onthou. Oupa se liefde het nie opgehou vandag nie. Liefde stop nie wanneer iemand weggaan. Dit bly by ons, dit leef by ons. Elke keer as julle hard werk, vriendelik is of vir mekaar omgee, dan leef 'n stukkie van oupa voort in julle. Hy sê wil hê julle moet aanhou lag, aanhou speel en aanhou droom. En eendag wanneer julle aan hom dink, moet dit met 'n glimlag wees, want julle was een van sy grootste vreugdes. Oupa sal altyd deel wees van julle. Papi se seuns, Iggy, George, Billy en Lionel. Roan, sy susters kind. Papa se grootste trots was nie wat hy gehaat het nie, en dit was wie sy seuns geword het. Hy het ons groot gemaak om sterk te wees, om nie terug te staan vir harde werk nie, om self plan te maak. As daar 'n projek by die huis was, moes jy nie wag nie, jy moes begin. Dis hoe hy was, dis hoe hy in ons ingebou het. Hy het dit nie dalk altyd gesê hoe trots hy is, maar jy kon sien in sy oë, in die manier oor hoe hy oor julle gepraat het, en die respek wat hy vir elkeen van julle gehad het. Roan, al was jy sy susters kind, was jy vir hom nog soos 'n seun. Hy het jou nie anders gesien, jy was deel van die span, deel van die manne. Die band tussen julle is iets besonders, iets wat nie gebeur deur titels bepaal is nie, maar deur liefde en loyaliteit. Vandag voel ons die leegte, maar ons voel ook sy nalatenskap, want elkeen wat ons dra, iets van hom, sy vasbyt, sy beginsels, sy trots. Kom ons eer hom, deur die manne te bly, wat hy ons geleer het om te wees. Kom ons kyk uit na mekaar, staan mekaar by en dra sy naam en waardigheid. Papa het sterk seuns agtergelaat, en dit was sy trots. Ek wil afsluit met 'n klein skrifgedeelte wat my aan laat aan hom dink. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi en ek het die geloof behou. Papa, jy het die wedloop voltooi. Jy het hard gewerk. Jy het diep lief gehad. Jy het baie mense aangeraak op 'n spesiale manier wat net daardie persoon aan jou kan verduidelik. Ons gaan jou mis elke dag. Maar ons dra jou trots, jou liefde en jou geloof saam met ons. Rustig, papa. Ons sal jou altyd lief hê. Hallo allemaal, dankie dat jullie is vandag van derde baie. My eerste pa, my legend, my papa. Vandag is dit vir my onwerklik om van jou afskeid te neem. Jy was my alles gewees in die lewe. My steunpilaar, my beskerming en my raadgewer en my beste vriend. Daar is nie woorde wat regtig kan beskryf hoeveel jy vir my beteken het. Jy het my geleer wat dit beteken om sterk te wees, om hard te werk en om altyd op respek en liefde op te tree. Jou wysheid en jou kalmte het my deur soveel moeilike tye gedra. Wanneer ek onseker was, was jy daar. Wanneer ek geval het jy my opgetel. Wanneer ek getwyfel het jy in my geglo. Ek sal altyd jou stem onthou, jou lag en die manier waarop jy my laat veilig voel het. Maak nie saak wat in die wêreld aangaan het nie. Jy het my gewys wat onvoorwaardelike liefde is. Dit is 'n geskenk wat ek vir altyd in my hart sal dra. Al maak dit vandag ongelooflik seer. Is ek dankbaar vir elke oomblik, elke gesprek, elke drukkie en elke les wat jy my geleer het. Jou liefde het my gevorm in die mens wat ek is vandag. Rustig, papi. Dankie vir alles wat jy vir my was en altyd sal wees. Ek sê jou elke dag mis, maar ek weet, jou liefde sal vir my vir altyd wees. Lief vir jou. Goed.
Ons gaan dan vra dat die draers na vore gaan kom terwyl ons na buitekant toe beweeg. Ek wil net gou so 2 reëlings maak asseblief. As jy uitbeweeg na buitekant toe, gaan staan vir ons aan daai kant, reg rondom al die luiksdae asseblief, moet net nie in die deur staan nie. Want baie mense gaan staan in die deur, dan kom almal nie uit nie, so kom ons gee almal kans om buitekant te kom, om 'n laaste hulteblyk en afskeid te neem, en dan na afloop van alles gaan ons langsaam na die saal toe gaan, waar daar gereël is vir verversings vir u, om saam met ons daar te kuier. So van die draers uitroep na vore, Dick Ross Allen seun, Billy Ross Allen seun, Lionel Ross Allen seun, George Ross Allen seun, Rowan Huester, sisterskind, Aubrey Ross Allen broer, en Noah Ross Allen kleinseun. Ek gaan vra dat julle na vore gaan kom, en dan gaan ons opstaan, terwyl ons dan na buitekant te beweeg, wil ek vra gee net eers die familie 'n kans om agter ons aan te beweeg, en daarna kan die vriende ook na buitekant toe kom. Baie dankie, gevra dat die draers gaan opstaan en saam met ons beweeg asseblief. Ons gaan vra dat die sal opstaan asseblief, terwyl ons uitbeweeg.